Chef Casper, pannekoek vandag. Amen. Kom ons begin met 'n oulike grappie. Dankie julle al my hulp daarbo, ons waardeer julle. Hierdie was baie oulik, ek wil dit gou vir jou lees. So die juffrou sê vir die klas, maak vir my 'n sin met defense, defeat en detail. En Pietie steek sy hand op. En hy sê, juffrou, when the horse jumps over the fence, the feet goes first, then detail. God se beloftes deel 2. Wat sê julle van hierdie reeks? Alright, kom ons kyk gou op die bord. Ons gaan net 2 skrifte bedien vanmôre. Ek wil hê jy moet dit memoriseer. Ek wil hê jy moet dit sommer met rooi onderstreep. Ek lees vir ons Jesaja 62 vers 6 en 7. Verskriklik belangrik. Jy moet nou oplet in die klas. Jy moenie dat enige iets jou aandag aftrek nie. Moenie krities wees nie. Moenie aan ander goed dink nie. Moenie nou aan die pannekoek dink nie. Jy moet nou die woord geniet. Jy moet dit eet. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur. Sê dit saam met my, gedurig deur. Sê dit weer, gedurig deur. Die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Kyk mooi, o julle wat die Here herinner aan wat? Wie se beloftes? Sy beloftes, nie mense nie, want uit ervaring kan ek vir jou tel, mense maak baie beloftes, dan kom hulle dit nie na nie. Ek gooi dit net hier verniet in, maar Prediker 5 praat daaroor, hy sê, is beter dat jy nie beloof, as dat jy beloof en dit nie nakom nie. Hy sê, hoekom sal God kwaad word oor dit wat jy sê? Gaan later asseblief, dan lees jy Prediker 5. Ek het dit self soveel keer beleef in die bediening. Bel mense my vir 'n woord. Hulle het 'n wonderwerk nodig, hulle het 'n deurbraak nodig. En dan sê hulle, kyk gou hier, hulle sê dit. Ek nie gevra daarvoor. Pastoor, as dit en dit gebeur, dan bless ek jou en ek bless jou gemeente. Hulle sê dit. Sê ek, o, dit klink wonderlik. Dan kom hy profesie in vervulling, dan gebeur die wonderwerk, dan kom die deurbraak. En weet julle hoeveel keer het ons dit beleef? Hier sit my vrou. Ek het nooit weer van daai ouens gehoor nie. Beter dat jy nie beloof as dat jy beloof en dit nie nakom nie. Sê hoekom sal God kwaad word oor dit wat jy sê en die werke van jou hande vernietig? So net in konteks van beloftes, mense maak maklik beloftes. Pas op dat jy nie 'n belofte maak en dan kom jy dit nie na nie. Dis hoekom God se beloftes, dis die tema. Ek het laasweek vir jou gewys, God kan nie lieg nie. Lig net jou hand op saam met my, sê, dank die Here daarvoor. God kan nie lieg nie. Een van die goed wat 'n mens aan regtig kwaad maak, as iemand vir jou lieg. Kyk, jou kind kan nou nog droog gemaak het, maar net die waarheid praat, maar as hy lieg, ek wil vir jou sê, dit maak my kwaad. En God is 'n God van waarheid. Een van sy name is waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Praat altyd die waarheid, dan gaan die Here jou help. Maar as jy lieg, daai ding gaan uitkom en op die einde van die dag gaan jy dan net maai wat jy gesaai het. Kom ons wees mense van integriteit. Kan ek 'n amen kry? Alright, so hy sê, julle wat die Here herinner, kyk mooi, aan sy beloftes. Ek het vir jou gewys laasweek, as meer as 7000 in die Bybel. Ek hoop jy het hulle begin leer hierdie week. En dan sê hy vir ons, wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Kyk gou daar, hy sê, moenie rus nie. In konteks van, om hom te herinner. Moenie rus nie en laat hom nie met rus nie. Wow. Hy sê, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde, en die konteks daar's
om vir Jerusalem te bid, vir die vrede van Jerusalem, vir Israel. Nou, ons kan dit nou ons eie maak, en ons kan sê, ons wil die Here, en ons gaan die Here herinner aan elke belofte, wat hy vir ons gegee het. En as mense vanmôre wat sê, maar ek het nog nooit 'n persoonlike profesie gekry nie, jy kan my kom sien, ek sal met liefde jou bedien, en ek sal jou nie 10.000 vra nie. En julle lag, daar's ouens wat 10.000 rand vra vir 'n woord, en dan van hulle is nie profete nie. Ons het hom net klits kwyt geraak. Die Here help ons, dis wat ek ook gesê het oor die radio, dat daar weer ware pastore, ware herders sal opstaan, wat regtig omgee vir God se mense. Ok, kan jy my gou help, draai na iemand toe en sê net, hier word vir jou omgegee, kom, hier word regtig vir jou omgegee. Ek wil hê jy moet gou iets kragtigs leer, wanneer jou pastoor jou sou vermaan, in liefde, is dit omdat hy vir jou omgee. Van julle moet daai openbaring nog kry, want ek kry ouens, jy neem aanstoot, wanneer jy vermaan word. Jy gaan die toets oorskryf. Want God sien dit so, hy werk deur iemand, om jou te help, jou te beskerm, vir jou om te gee. Jy geniet covering. Sien? Ons is in 'n tyd waar mense hou nie daarvan om hulle te onderwerp nie. Dit was deel van die gesprek oor die radio, mense raak al hoe meer kerkloos. Niemand moet vir my sê wat ek moet doen nie. Ons kan hoor wanneer iemand so reageer. Maar op die einde van die dag is dit vir jou eie beswil. Dis soos 'n pa wat na sy kinders kyk en sê ek gee om vir jou en ek wil nie hê die wolwe moet jou vang nie. En ek het al die storie vertel en ek wil dit gou weer vertel. Hulle sê dat die herders in Israel, ek was self daar, maar is baie interessant, die herder loop voor en dan volg die skaap hom. En ek het al baie keer die videoetjie gewys as hulle roep, dan kom al die skape want hulle ken sy stem. Hier in Suid-Afrika jaag hulle die skape van agteraf. Dit is regtig so, ek was al op skaapplase. In Israel loop die herder voor. Ok, maar baie interessant dat as 'n skaapie draad spring, omdat hy aanstoot neem, omdat hy dink, man, niemand sê vir my wat om te doen nie. Siens niks anders as rebellie nie. As hy draad spring eenmal, dan gaan die goeie herder hy skaapie vat en hy gaan sy been breek. Die beenbreek gaan hom nie doodmaak nie, die beenbreek gaan hom beskerm dat hy nie weer draad spring nie, want net nou vang die wolwe hom. Is julle met my? Therese, ek het nog nooit bene gebreek hier nie. Ons voel partykeer so. Maar ek wil hê jy moet die beginsel kry. So, die Here wil jou seën en hy wil jou beskerm. En maak seker dat jy altyd net deel bly van dit wat die Here doen. So, elkeen van ons het beloftes vanmôre en ek wil julle help met hierdie kragtige woord en ek wil vir jou wys dat die Here kan nie lieg nie, maar hy wil hê ons moet hom herinner. Dis nie dat hy vergeet nie. Ek dink persoonlik ons vergeet baie keer. Ek dink hier's baie wonderlike profetiese woorde wat mense ontvang het, maar jy het vergeet daarvan. Jy moet jouself ook herinner daaraan. En dan is dit geloof wanneer jy die Here gaan herinner en sê, Here, U het gesê. Net 'n bietjie rewind. As jy 'n persoonlike profesie wil hê, kan jy my kom sien, maar luister gou, jy hoef nie te wag vir dit nie. Daar's oor die 7000 beloftes vir jou in die skrif. Al wat jy kan doen is jy vat jou Bybel, en jy maak die Bybel oop, kyk gou hier, en dan sê jy, die Here is my herder, Psalm 23:1, kom aan, hoor hierdie mooi belofte, die Here is my herder, niks sal my, en dis vir jou. En hoekom wag jy? So jy kan net die woord vat, begin hulle memoriseer, begin hulle leer, en dan begin jy die Here herinner aan sy beloftes.
Alright, so hier's 'n paar sleutelwoorde wat jy net kan neerskryf of neem 'n foto wat ek net dit vir jou wil opsom om hierdie gedeelte vir jou oop te maak. Hy sê ons moet die Here herinner aan sy beloftes. Goed, so dit is nie opsioneel nie. Dit is wat hy wil hê. Jy kan byskryf, dis sy wil. Dis amper soos 'n kind wat sê, maar daddy, jy het gesê. En as jy daai woorde hoor. Daddy, jy het gesê. Dan moet die daddy gou 'n plan maak. Want wat 'n goeie pa gaan iets beloof en dit nie nakom. Ek wil vir jou sê, dis baie sleg. En nou as jy verstaan hoekom ek dit nou ingegooi het van Prediker 5, moet liewes niks sê, as jy dit nie bedoel nie. Want mense sê partykeer goed, want hulle wil indruk maak. Maar as jy dit nie bedoel nie, bly liewer stil. Dit gaan jou ook beskerm. Kyk hierdie woord, gedurig deur. Kom ons sê dit net weer, gedurig deur, gedurig deur, gedurig deur, gedurig. Wat moet jy gedurig deur doen? Die Here herinner aan sy beloftes. Wanneer moet ons dit doen? Kyk mooi, dag en nag. Vloei mooi saam met my op die bord, dag en nag. Sê dit saam met my, dag en nag. Die konteks van hierdie gedeelte is, jy's voorbidders. Ons kort meer mense wat sal intree vir die kerk in hierdie tyd. Mense wat sê, ons gaan die Here vertrou, ons gaan hom herinner aan sy beloftes, oor Suid-Afrika, ons gaan hom herinner aan sy beloftes oor die kerk in Suid-Afrika. Ons gaan hom nie met rus laat nie, kyk gou hier, moenie rus nie. Interessant, nee? Dit is hoe hy voel oor voorbidders. Ek sal vir jou sê, ek het baie ure gebid al hierdie naweek, en in die nag, en in die oggend. Jy's net so groot soos jou gebedslewe. Kyk mooi, moenie rus nie, en dan sê interessante ding, hy sê, moenie God met rus laat nie. Met ander woorde, dit moet heeltyd voor sy troon opkom, heeltyd in sy ore opkom. Here, U het gesê, sê dit saam met my, Here, U het gesê. Dink aan beloftes oor herlewing in Suid-Afrika. Maar baie van die kerk het moedeloos geraak, en jy is moeg vir die omstandighede. Nou wat gebeur? Nou kry die duiwel dit reg, dat jy ophou bid. Nou raak jy stil. En ek wil almal oproep, dat ons weer die Here sal herinner oor Suid-Afrika. Wat gaan gebeur met hierdie land as almal weghardloop? Sê vir my, wat gaan gebeur as almal opgee? Ons het nodig om die Here te herinner aan sy beloftes. Vat jou eie lewe. Daai beloftes wat dormant hier lê, hulle het stil geraak, want jy's moedeloos. Die Here sê vir jou, herinner my weer aan my beloftes. Kom aan, jy moet die woord vat, ek leer jou hoe om dit te doen, vat die Bybel, en begin beloftes soek. Julle wat deur 'n finansiële moeilike tyd gaan, ek kry soveel gebedsversoek. Vat skrifte oor finansies, en dan sê jy, Here, U het gesê, maar hy gaan ook vir jou herinner aan die voorwaarde van sy belofte. Nou preek ek. Want daar's baie wat net sê, die Here sal voorsien, maar van hulle is ongehoorsaam. God sal slegs sy woord bevestig. Kyk gou mooi, sy woord. Jy kan nie sê, die Here gaan die vensters van die hemel oopmaak, maar jy doen nie die eerste gedeelte, hy sê, bring die volle tiende. En as jy op sosiale media kyk, as jy sien hoe word pastore geveg en kerke geveg, hulle kan veg tot hulle blou word, dis God se heilige woord. Jy kan nie kies wat vir jou belangrik is, of wat vir jou nie belangrik is. Ons is in baie uitdagende tye, en ek roep die kerk op vanmôre, Word and Spirit, al ons vriende, al ons volgelinge, herinner die Here weer aan sy beloftes. Wees jy een van hulle wat, kom aan, geestelik op die mure klim, op die mure staan en sê, ons gaan wag hou oor die kerk. Wees jy een van hulle wat sê, ek gaan my pastoor se hande omhoog hou. Kan jy amen sê? Wees jy een van hulle wat sê, ons gaan bid vir Suid-Afrika. Van julle wil nou, ek moet jou eers opwek nou. Wees jy een van hulle wat sê, ek gaan die Here herinner, en ek gaan nie met rus
nie en ek gaan hom nie met rus laat nie. Jy sal sien hoe volg die reeks op mekaar. Ek het vir jou gewys hoe belangrik is dit om deur te bid vir jou deurbraak. Toe praat ek oor deurbraak. Nou praat ek oor beloftes. 'n jaar is amper om. Hierdie praat van deurbid. Kom aan, hierdie is nie vir sissies nie. Dit gaan nie help en ek sê dit met groot empatie, maar ek hoor hoe die Here deur my praat, jy in 'n gat sit, ander kritiseer. Dit gaan niks help nie. Jy gaan moet opstaan en sê, Here, ek gaan weer bid. Ek gaan nie weer herinner aan die beloftes. Ek gaan nie weer vat op u woord. Amen. Here, ek gaan weer staan op u woord. Die Here wil die vensters van die hemel oor jou oopmaak. Lig jou hande en sê, ek ontvang dit in Jesus naam. Daar's soveel beloftes, oor die 7000. Wat van al jou profetiese woorde wat nog nie in vervulling gekom het? Here, u woord sê, u sal vir my voorsien na die rykdom van u genade. Nou praat ek nie opinies nie, ek praat net woord. En wanneer ek woord praat, praat ek God se wil. Here, u het gesê, u is my herder, ek kom niks kort nie. Hallo kerk. Here, u woord sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? Van julle gaan nou reageer. Here, u woord sê, ek word genoem meer as 'n oorwinnaar in Christus. Sien? Here, u woord sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Here, u woord sê, ek is genees deur die wonde van Jesus Christus. Dis nie 'n opinie nie, kom aan. Dis nie die woorde van 'n dokter nie, dis die woorde van ons God. Here, u woord sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hoogste gesag, God se woord. Let op, hy gee vir ons die geheim. Hy sê, julle moet my herinner, hoe? Dag en nag. Moenie rus nie, en moet God nie laat rus nie. Met ander woorde, as jy so bid, pla jy nie die Here nie. Hy's God. Kan jy dink hoeveel gebede gaan daar nou op, reg nou op hierdie oomblik? Kan jy dink hoeveel mense bid? Is jy deel van hulle? Die Bybel sê dat gebed is 'n lieflike reuk, dit word opgevang in reukbakke. Ek gou vir jou ietsie sê, die hemel gaan verskriklik lekker ryk, is al die gebede van die heiliges. Kan julle hoor hoe reën dit? Sit net, lig jou hande op en sê, dankie vir al die blessings, Here, dankie. Het jy geweet die Bybel sê in Sagaria, bid tot die Here vir reën? Hallo, niks gebeur sonder gebed nie. Daar's 'n belofte. Maar mense aanvaar goed sommer so vanselfsprekend. Dis hoekom ek jou nou laat sê het, opinies verander nie die wêreld nie, my broer. Almal het 'n opinie. Ekskuus, en party stink. Jou opinie gaan nie die wêreld verander nie. Kom aan, maar die woord van God gaan, halleluja, die werking van die Heilige Gees gaan. En al wat jy moet doen is, jy moet weer in die woord in begin delf. En dan gaan jy ook sien wat sy voorwaarde, en ek preek nie so seer vanmôre oor die voorwaarde, maar jy weet hoe werk dit. Jare gelede, ek dink jy kry dit nog steeds, dan kom ons by huise, en is daar sulke houertjies met beloftes. Piek 1, maar dis net beloftes. Maar miskien moet ons houertjies kry met voorwaardes. Henry, dit was 'n great punt geweest. Want almal wil oor die beloftes hoor, maar almal wil nie hoor oor die voorwaardes nie. Met ander woorde, vergewe sodat jy vergewe kan word. Sien? Elkeen wat bid, ontvang voorwaardes en
beloftes. Ek wil almal aanmoedig om die Here weer te herinner aan sy woord. En jy wat die beloftes nie uit jou hart uit ken nie, wel, jy gaan in elk geval baie nuus moet leer ken. Vat die Bybel, begin dit neerskryf, of sit dit op jou foon, en dan sommer so deur die dag sê jy, Here, u woord sê. Here, u het beloof. En dis hoekom, as jy gehoorsaam is, en jy doen wat die Here van jou verwag, en jy's 'n tiende betaler, en jy's 'n gewer, dan kan jy in vrymoedigheid op die woord staan en sê, Here, ek doen wat u vir my sê. En weet jy wat het die Here ook beloof? Dat hy met die springkaan sal deel. Hallo, ek deel baie met hierdie goed, elke week. Pastoor, jy moet nou hierdie huis toe kom, die duiwel is los hier. Dan vra ek, maar wat maak die duiwel in die eerste plek daar? Dit beteken, jy het hom ingenooi. Hy kom in, daar's 'n oop deur sonde, jy het hom ingenooi. Sien, ek raas nie, ek wys vir jou hoe dit werk. Wees sommer soos die ou Pinkstertannie, ware storie wat gebeur het, sy was erg, maar sy vat sommer 'n besem, en dan gebruik sy nou daai woord, toe maar julle het dit ook al gebruik, maar sê sy vir die duiwel, voetsek hier uit my huis uit. Voetsek duiwel, jy het geen plek en reg in my lewe, maar kan jy dit sê? Want ek kry mense vinnig wat dit sê, maar ek dryf duiwels uit elke week. 'n vloek gaan slegs vat as daar plek is in jou lewe, anders gaan hy terug met rente. Daar word elke dag vloeke uitgespreek. Van julle weet dit nie, sataniste sit in eredienste soos hierdie, nie soos hierdie nie, want die vuur gaan hom gryp, maar in dienste, en dan spreek hulle goede uit, hekse, dis hulle werk, en hulle spreek vloeke uit teen pastore, kerke, huwelike, baie motorongelukke is vloeke, nie almal nie, baie ouens is dronk en party is roekeloos, en party ons kan eenvoudig net nie ry nie. Maar die waarheid is, daar is so iets, moenie naïef wees. Daar's nou groot kerkdenominasies, hulle ontken die goed, hulle glo nie in die goed nie. Geen wonder hulle kan julle mense help. Ons vrees nie die duiwel nie, maar jy moet geleer word hoe dit werk. Jy kan nie die duiwel in jou huis innooi en dan kla jy en sê, my duiwel is in my huis nie. En ek wil sommer nou in die naam van Jesus, van Here, u woord sê, kyk mooi, kyk mooi, kyk mooi, kyk mooi. Jy sien, I teach and I demonstrate, jy moet dit vat, kyk mooi. Here, u woord sê, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Kyk mooi wat doen ek. Ek leer jou en ek demonstreer, so ek bind elke demoniese vloek, elke demoniese woord, elke demoniese werking, van julle moet dit gryp, steek sommer jou hande op en sê ek vat dit. Elke vloek wees gebreek oor jou, jou familie, jou huwelik, jou finansies, kom aan, sabau kalaba, ek bind dit en almal skree, amen. Kan jy sien hoe werk dit? Dis 'n belofte, maar jy moet in die belofte instap. Jy kan nie net skrif quoteer, maar jy leef nie vir die Here nie. Halleluja. Prys die Here. Mag elke belofte in vervulling kom vir ons almal. En mag die naam van die Here verheerlik word. Wat moet ons doen? Ons moet hom herinner. Wanneer? Dag en nag. Ons moet nie ophou nie. Ons moet nie rus nie. Dis wat die skrif sê en ons moet hom nie met rus laat nie. Hy moet heeltyd hoor, kan ek dit so uitdruk, in sy ore. Jy herinner hom aan wat? Nie jou stories en opinies, net sy woord. Sy woord trek sy aandag. Here, u woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sien? Die woord moet in jou wees, woord moet lewendig in jou wees. Here, u woord sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis u woord, Here. So bid jy, so bid jy, so bid jy, so bid jy. Hoe moet ek bid? So bid jy. Jy bid sy woord, nie storieetjies nie. Sy woord.
Here, u woord sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. En Here, u het beloof, u sal ons uithelp, maar ons moet u eer. Sien? Bid God se beloftes. Leer jou kinders van jongs af om die skrif te bid. Gebed in die woord loop hand aan hand. Nie mense aankla in jou gebede nie. Jy kan party ons nie vra om te bid nie, want hy bid storieetjies en hy praat oor mense en hy nee, dis nie gebed nie. Bid die woord. Bid net die woord. Vader, baie dankie vir Word and Spirit familie. O, Here, u woord sê, ons is geseënd met alle geestelike seëninge in Christus Jesus. Prys die Here, en Here, ek seën elke broer en suster, elke kind, van die jongste baba, kyk mooi bid ek, tot die oudste oom en tannie, geseënd is hulle in die naam van Jesus Christus. Dis wat u woord sê, Here. Here, u woord sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Here, daarom pleit ek en bid ek u bloed oor almal. Prys die Here. O, Here, u woord sê, geen wapen, no weapon formed against me shall prosper, no tongue that is raised against me shall stand. Lord, that is your word. We pray your word. We stand upon your word. Mense vra, hoe moet ek bid? Dis hoe jy bid. Here, u woord sê, Here, u woord sê, dag en nag, Here, u woord sê, jy moet nie ophou nie, Here, u woord sê, totdat hy geantwoord het. Dis nie dat hy vergeet nie. Hy wil hê ons moet hom vra. Dis geloof. Hy wil hê ons moet bid. Dis geloof. Wat die vyand reg kry, hy maak jou moedeloos, so jy bid nie meer nie. Ja. Dis hoekom ek vir jou gewys het 'n paar weke terug, jy moet bid sonder om moedeloos te raak, jy moet deur daai moedeloosheid breek. Ek kry party ons, hy's vandag vriendelik, môre is hy totaal teenoorgestel. Erg. Wanneer die woord beginne bid, weet jy wat gaan gebeur? Jou gemoed gaan ook beter begin raak. Jy weet, vriendelikheid is 'n vrug van die Gees. Kom aan, ek wil iemand help. As jy vanmôre in 'n gat sit, weet jy wat? Kan ek vir jou woord gee vir daai gat? Daar's 'n skrif vir dit. Ek bid so baie Engels en ek preek so baie Engels, so jy gaan put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Jy sê jy voel heavy, jy voel depressed, start praising Jesus. Halleluja. Kom help my net, iemand net help. Draai na iemand en sê, kom net uit daai gat uit, asseblief. Ek sien ek praat nou met baie, is party wat so sit. Kyk my so aan. Kom aan. Die Here jou uittel en oplig. Here, u woord sê, halleluja. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Kyk, ek kan die hele dag aangaan, maar my tweede diens begin amper. Here, u woord sê, hy wat sit en skuiling vind by die Allerhoogste, sal vernag in die skare weer van die Almagtige, en ek sal vir die Here sê, my bergvesting en my toevlug, Here, u is die een in wie ek vertrou, en u woord sê, ek hoef nie te vrees vir die pes, ek hoef nie te vrees vir die siekte nie, Here, u het gesê, u sal die engele aangaande my bevel gee, o, hulle sal my dra op die hande, Here, u woord sê, u sal my seën met lengte van dae, prys die Here, u woord sê dit, Here, u woord sê dit, dis u woord, Here, so bid jy. Wanneer? Dag en nag. Wanneer? Sonder ophou. Jy sal sien hoe jou lewe verander. Daar sal 'n drastiese draai kom in jou gemoed. Jy sal minder aanstoot neem. Ekskuus, maar ek moet dit hier ingooi. Ouens wat so aanstoot neem, jy het 'n min woord in jou. Want weet jy hoekom? Jy maak dit oor jouself. Me, my, I. Pastoor Herman, ek mis hom so, hy het altyd gesê, jy weet Henry, daar's party ons, hulle is sommer kwaad as hulle nie die bruid op die troue is nie. Hy sê, en weet jy wat, daar's party ons wat kwaad is as hulle nie die lijk by die begrafnis is nie.
Hoekom maak jy alles oor jouself? Partykeer dan ons is altyd besig om die kerk te bedien. Duisende ook op sosiale media. Party ouens, hy maak dit oor homself. Niks, dit is nie gemik op jou nie. Dit wys vir my jy voel skuldig. Hoekom maak jy dit oor jouself? Get over yourself. Mag die Here hierdie woord ryklik seën in jou hart. Mag jy deurbrake beleef soos nog nooit nie. Mag elke belofte, kom aan, ondersteun my so 'n bietjie, in vervulling kom in Jesus naam. Halleluja. Terwyl ons nog op YouTube ook is en op rekord is, wil ek net ons moet iets doen. Draai gaan nou, kry vir jou gebedsmaatjie. Gou. As jy by die huis kyk, ek wil hê maar dit gou saam met ons doen. Kom. Kyk gou vir my. Jy moet nou mooi luister wat ek wil hê ons moet doen. Moet asseblief nie alleen sit nie. Gaan na iemand toe. 2. Nie 3 nie, 2. 2. Hallo, 2. Alright. En nou wil ek hê jy moet een belofte oor daai persoon bid. Ek hoop jy ken een. Ek het so 'n klomp vir jou gegee, so ek het jou gehelp. En dan gee ek die ander ou kans om weer oor jou. Al wat ons doen, ons bid net God se woord, God se belofte. Let's go. Kom. Jy bid net 'n belofte. Kom aan. Ons bid die woord, ons bid God se beloftes. Hoor hoe klink dit? God se woord. Ja, ek is so onder die liggie, daar bo, as julle almal aan die gang, bid julle almal. Sabokuleke sevendele bekandeliando bushata babaya, wat 'n woord. In Jesus naam. Hoor hoe mooi klink 'n biddende gemeente. Wow. Lig jou hande dat ek jou kan seën. Ek wil jy moet luister hoe ek bid, leer. Ek bedien jou, ek demonstreer, maar ek leer jou. Luister mooi. Vader, in die naam van Jesus, herinner ek U aan U woord. En Here, U woord sê, U genade is vir ons genoeg. Vader, baie dankie dat ons op U woord kan staan en U kan herinner vanmôre aan elke belofte. U woord sê, elke belofte is ja en amen tot heerlikheid van God. Hemelse Vader, ek bid nou dat U woord in vervulling sal kom vir al ons mense, al ons vriende, al ons volgelinge. Here, U woord sê, dit is U wil en dit is goed en aangenaam vir die Here, dat almal gered sal word. En daarom bid ek vir al ons mense, kom stem saam met my, dat al ons families tot bekering sal kom, gered sal word. Vader, U woord sê, dat deur die wonde van Jesus Christus ons genees is. Daarom bid ek nou vir elke sieke, en ek sê vir elke pyn, gaan uit in die naam van Jesus, want U woord sê, U maak ons gesond. En ons sê vir U dankie dat U woord die waarheid is. Ons vertrou op U, Here. Dankie dat ons swaar kan steun op U. U woord sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vader, U woord sê, ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Vader, U woord sê, U is naby aan hulle wat gebroken van hart is. Here, ek herinner U aan U woord. Ek herinner U aan U beloftes. Ek seën elkeen met hierdie goddelike woord. En nou bid ek dat hierdie woord vir elkeen sal werk. Maar goedheid en guns, dis wat U beloof het, ons volg, Here, al die dae van ons lewens. Laat dit so wees. Wanneer jy amen sê, sê jy, laat dit so wees. Ek bid dit in Jesus naam, en almal sê, amen. Kom ons klap vir die Here, kom juig so 'n bietjie in die Here.